Okay, maar luister, skryf julle op eens 'n bietjie nader. Hoe is dit vir jou? Wat is bankie? Okay. Nee. Nou moet jy vandag kwyt wees. Lea. Wat is dit voor die? Okay. So dan die laaste week les gehad nie, want julle almal was iewers met die kunsles besig. Iets. Wat is dit? Weet ek, ons het oor iets spek oor. So die week voor dit, ek kan onthou waar ons gepraat. Was dit die? Ja? Was dit nie oor eiers? Eiers. Raai. Nee, dit is Ek heel het laaste eiers les. op skool gekry. En dat die dan magtig is en Jesus al. Nee, dit was die les voor dit. En 'n groot is nie onthou waar dit speel. Dit is lekker. Is dit nie die een wat nee, seker die een voor dit. Die een. Okay, dis die een wat ons bly shift. Ja, ons moet verantwoordelikheid vat wanneer ons iets verkeerd gedoen het, sodat ons in humility voor God kan staan. Kan jy onthou dit? Ja. Wat onthou jy nog van dit? As jy Ja, wat onthou jy nog van dit? Hallo? Kan iemand my nog iets sê daarvan? Ja? dat as jy soos verantwoordelikheid vat, dan kry jy al die dinge. Jy voel dit yes? Ja? Dat is amper net soos Adam en Eva, want God het vir Adam gevra, Adam, wat het nie gebeur? Toe bly maar vir Eva in die slang, Eva het die slang gevat. Toe sê die slang, alles wat ek doen, toe het hy die authority gekry. Yes. Dus hy kry genoem, het hy die authority teruggekry. Fantasties het jy dit onthou. Onthou jy dit ook? Ja, wat weet jy dit? So bietjie. Okay, so kom ons spandeer net vir 2 minute op dit, né? Bly gou stil voor ons vandag se les gaan. Jy kan nie wanneer jy onthou waar ons laas keer gepraat het, is belangrik. As jy iets verkeerd gedoen het en jy blame iemand anders, dis Sion se skuld dat ek haar chocolate gevat het wat hy eers een gevat het. Okay? So het Sion my met 'n gun gaan en gesê vat die chocolate. Nee, okay? As die taxi vir mamma inry en sy praat lelik en sy sê kyk hoe hy die taxi my praat. Is dit regtig die taxi se skuld? Nee, so hy is Die taxi gebly shift. okay, so wanneer ons iemand anders die skuld gee vir ons eie foute wat ons maak, gee ons ook ons autoriteit dat ons beheer het oor onsself sonder die Heilige Gees, gee ons vir die duiwel. Dan beheer hy ons gedagtes, ons woorde, ons optrede, né? Ken julle maatjies wat nie kan sê hulle was verkeerd nie en bly met iemand anders? Het julle al gesê in die klas? Is dit mooi maatjies, is dit mooi as hulle doen? Nee? Okay, hoe lyk dit wie se beheer van hulle optrede? Jesus of die duiwel? Die duiwel, okay? So onthou hulle ken vir Jesus, die duiwel gebruik ons almal, né? Dis nie dit is duiwelskinders nie. Okay? Ons is almal kinders van Jesus, maar die duiwel is sneaky en dan kry jy om sulke goedes te doen. Okay? So jy kan nie wanneer jy moet onthou dat as jy verantwoordelikheid vat vir jou foute, het jy die duiwel niks op jou nie en dan kap ons uit nie net die af. Okay, dit is om humble voor God te staan. Okay, het jy hom? Ja. Gaan jy hom onthou? Die een wat die verantwoordelikheid vat kry die autoriteit. The one that takes responsibility gets the authority. Okay, so vandag se les, luister, julle het 'n klomp agter van opsplit. Hoe gee ek die duiwel toegang tot my lewe en hoe weerstaan ek dit? Wat dink julle? Hoe dink julle gee ons die duiwel toegang tot ons lewe? Ja? Ja, hoe? Ek weet. Ja? Oh ja? As jy vloek of jy maak iemand seer. Okay. Ja, So as jy iets lelik doen? Ja, hoe nog? Hoe nog nie vergeet? Ja? Doen my bullying op die vir die duiwel wat van my vloek by die Voel ek, ja, vloek oralste. Shame man, jy sien nou, die duiwel is altyd al besig met kop met jou. Okay? Hoe nog? As jy slegte gedoen, jy sê jy is 'n Christen, maar gaan drink jy alkohol. Okay? Wat van as mens miskien 'n slegte iets voel, nie doen nie? Wat dink julle? Ja, Waar dink julle kom vrees vandaan? jy voel. Ja, jy voel dit. Ek voel mos binne jou maag. Maar waar dink julle kom dit vandaan? Dink julle Jesus laat ons bang voel? Ja. So dink julle as ons daai vrees toelaat om wortel te skiet hier binne in jou hart, dat ons nie ook vir die duiwel plek gee nie. Wat dink julle? Okay? So en hoe weerstaan ek dit? So ons moet nou praat vandag, hoe dink julle weerstaan ons dit? Hoe dink julle keer
keer ons dit met ons gebeur? Jy lees Bybel, jy gebid, jy gaan repent. Ja, eigenlijk maar God en los die goed by sy voete neer, dat hy dit uitsit. Ok, klink of jy 'n paar planne het, Clara, het jy ook 'n plan daar? Ok, so kom ons lees gou 'n paar skrifte, né? Jakobus 4:7, hierdie sluit aan by die vorige les, by die vorige keer, is onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp julle aan God beteken, vat verantwoordelikheid, né? En, wat sê God vir ons? Ons moet vat wat van hom afkom, ok? So ons gaan nou oor hierdie skrifte praat. Die ander enetjie is 2 Korintiërs 11:3. 2 Korintiërs 11:3. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. So hierso is Paulus wat vir die Korinte skryf, praat hy nog van Eva se storie. Hy sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, hy het volgens Job geglo sê dit, julle sinne so miskien bedorwe kan raak. Hy sê dat julle ook kan val vir dieselfde triek, né? Vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. So dink jy dat jy wat die hele tyd vloek en so het 'n opregte hart teenoor God? Nee, hy sê so ek is bang dat julle vir dieselfde leuen van die duiwel val en dan is julle vervreemd, julle is vreemd van die opregtheid van God of julle verloor die opregtheid van God, né? Okay, so sien in die Nuwe Testament sukkel hulle nog steeds daarmee. Okay, 2 Korintiërs 11:14 sê hy, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hier is baie belangrik. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So kom ons hoor wat jy dit sê. En geen wonder nie, want die Satan self verander in die engel van die lig. Hoekom dink jy doen hy dit? Dink jy hy kan hom verander in die engel van die lig? Ja. Is hy die regte engel van die lig? Nee. Was hy die regte engel van die lig? Ja. Toe gooi God hom uit. Okay? Want ek praat so. Ja. So dink jy nie die duiwel kom ons sê, ek is die duiwel, kom doen duiwels goed. Dink jy kom ons ons doen? Nee. Dit is lekkerlik. Soos ek gesien het. Ja. Of soos die engel van die lig. Hy laat dit selfs as God se goed lyk. En dan twist hy dit net so bietjie. Dan twist hy dit net so bietjie. Net 'n bietjie maak dit. Yes, dan is dit heeltemal uitleiding. Want dit gesê, Adam en Eva mag met een woord, toe sê, het God gesê, hulle mag van geen woord. Ja. Sien, hy het dit aangesit wat toe twist die hele storie. En dit trust Eva nie meer vir God en dit trust die hele slag. So hierso skryf hy vir hy sê geen wonder want die Satan self verander in die engel van die lig. So die duiwel kom na ons en dan lyk hy soos die engel van die lig, maar hy is nie die engel van die lig nie. En dan triek hy ons. En dan sê hy dis is niks besonders wanneer sy dienaars, wie sy dienaars? Nee, Dis waar dat staan. Wie sy dienaars? Wie is Satan se dienaars? Die demons, ja, die demone. Hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid. So die demons kom na jou toe, hulle vra in jou brein, luister, jy het agter, klaar en aie. Hulle kom ons en dan praat hulle met jou en sê hulle, jy is bang, kyk hoe donker is dit. Sê nou al kriep iets agterweg. Jou pa het gesê het die hart gaan toespreek. Sê nou maar, dis hoe hulle jou te kom. En dan hoe begin jy binne jou hart voel? Hierso sê jou hart. En dan sien jy nou oogies so goed, wat as onder uitsie kan as eintlik niks. Maar jou mind dink ons goed. Dan voel jy bang. Was dit die waarheid gewees? Nee. Is wat reg iets is jy kan doen? Nee, hoekom nie? Maar jy het 'n engel by jou in beskerm. Okay? Maar sien vir 'n oomblik vergeet jy van God se beloftes wanneer hy in jou gedagtes kom, né? Of hy maak jy elke keer boelie. Snou jy by die skool op en jy sien hom begin jou hart klop en ek hoop jy het my gesien, ek het my gesien, ek moet tog nie verby loop nie. Is dit die waarheid? Nee, maar sien die duiwel kom sê in jou kop, daar's hy maatjie weer lekker lelik met jou wees. Is ek reg? Okay. So ek wil net sien hoe hy na ons toe kom. Dan 2 Tessalonisense 2 vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade, en baie die duiwel was magtig, so hy kragtige dade, en tekens en wonders, so hy kan so goed as doen as wonderwerke lyk, omdat hy toe die 10 plae gekom het, die eerste 3 plae wat Moses die staf neergegooi,
veranderings in slam, toe kan hulle dit ook doen. En toe hy die water in bloed verander, toe kan hulle dit ook doen. En toe hy sy hand insteek en haar uit is gesê, toe kan hulle dit ook doen. Wat doen julle dit? Sy hand moes in sy bors steek, toe uit sy vol seer hy. En toe weet sy toe sy gesond. Hulle kom ook uit tekst doen. Maar hulle kon nie daar eerste 3 doen, hulle kon nie ander doen. So die duivel is magtig, maar hy is nie almagtig nie. Dit 2 weke terug sy les, né? Okay, so hy sê so, hy is koms volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders, so dan kom hy dit, van die leuen en met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan. So hy sê, hy kom met wonderwerke, maar hy is die wonderwerke van leuns, né? Ons moet dit onderskei, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. So omdat ons nie in Jesus geloof het, het hy ons getoet met dit. Ok. Johannes 10:10. Sê bietjie Johannes 10:10. Ja, hoor julle nie so meer? Johannes 10. Ja, John 10:10. Gaan julle kan onthou, is 'n maklike skrif. Sê weer? Johannes 10. Gaan jy einde weer vra wat sê die skrif, né? Hierdie skrif sê, die duivel kom steel, slag en verwoes. Maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. En ek wil julle sê, hierdie skrif moet julle in julle hart bære. As jy voel hy bang kom so op vir die donker, dan sê jy bang, vat jou goed en gaan. My deel is lewe in oorvloed. Want God beloof vir ons, dat ons deel lewe in oorvloed het. Ne? Hy sê, die duivel gaan kom jou bang te maak, maar ek beloof jy dat jy lewe in oorvloed het. So as jy daai skrif in jou hart bære, Johannes 10:10, kan jy die duivel met enig iets aanpraat. As hy kom met vrees, of benoudheid, of bangheid, of hartseerheid, dan sê jy vir hy, dan vat jou goed te loop. My deel is lewe in oorvloed. Het jy nog? Ja. Julle lyk vanaand weer nie luister nie. Julle sê dis vir kapwys lyk vir my. Ok, laaste skrif. Tweede skrif. Ek wil net gou vir julle so sê, onthou julle toe hulle die laaste, het julle al 'n storie gelees, waar die laaste eet is omdat Jesus geëet het. Toe Judas Iskariot op ons verraai het. Ok? Toe hou Jesus die broodjie vir hom uit. Hoor wat sê die woord, Lukas 22:3. En die Satan het Judas ingevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was. So die Satan het binne hom ingegaan. Hoekom? Hy het die deur opgemaak. Yes, ok. Ja? Hulle sê dat Satan ingegaan het die dadelik toe hy die brood geëet. Ja, hier moet jy nou lees. En Jesus antwoord, ja, Ayema? 'n profeet wat Satan geëet het mos vir Jesus gefluister, wees dit wat jou verraai, en toe het Jesus vir hom terugfluister, hy sal 'n broodjie vir hom gee, en toe het hy dit vir hom gegee, en toe het Jesus mos gesê, gaan uit en doen jou ding, en toe het hy die soldate mos Gaan roep, ja. Maar ek wil hê, ja? So Jesus het eintlik geweet. Ja. Hy is 'n God, Jesus is 'n God self, so hy kan alles weet. Ok, so hoor wat... Jesus nie weet is wanneer die dag gaan opkom. Ja, ons gaan baie ander praat, maar God weet. Ok, so hoor vir jy hierso. Hulle sit aan die tafel, julle moet die prentjies sien in die kop. Hulle sit aan die tafel, Jesus het voor die tyd gesê, die een wat die broodjie het maand uitvat, né? Jesus antwoord, dis die een aan wie ek die stukkie sal gee, as ek dit ingedoop, wil dit in sy sien gedruk. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot. So hy sit so vir Judas, hy hou die broodjie, né? En hoor wat gebeur, die seun van Simon, en nadat hy die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar. So die deur was nog nie heeltemal oop nie, sien julle? Jesus hou my te sê, maak 'n besluit. Toe Judas hom vat, toe maak hy die deur oop. Hy sê, en hy die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar. So sien julle, die Satan kom en dan wil hy jou triek om iets te doen om die deur oop te maak. Daai broodjie hang so voor jou, die vraag is, gaan jy hom vat of nie? As hy wel bang in jou hart kom en daai vrees in jou gedagtes kom sê, jy is so bang vir die goed, gaan jy hom vat of gaan jy nie vat nie? Nee. Verstaan julle? So hy is baie sneaky, maar ons is so slimmer as hy, want die Heilige Gees is in ons. So ons moet ook kan sien as hy sneaky opkom. En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit lastig. Dis so presies soos die Paulus gesê het. Ok, so wat die tannie wil praat, so al die skrifte. Wat het die emosies kom na ons toe van Jesus af? Wanneer het jy kom van Jesus af? Ja? Happiness, joy, ja, wat nog? Ja, so. Praat ons nou van die fruit of the spirit of... Nee, wat se emosies wat ons binne ons hart ervaar kom van Jesus af? Too much joy. Too much joy, ja. Peace, baie belangrik, kindness. Wat van liefde?
Liefde vir ons naaste, al is hulle lelik met ons, né? Faithfulness, ja. Maar faithfulness is wat jy kan voel. Ja. Self-control, ja. Wat van vertroosting? As jy hartseer voel en hy kom vertroos jou dat jy beter voel. Ja? Okay? So al die positiewe emosies, maar van die grootste daarvan is liefde en om vrede te voel. Of ons nou bang of hartseer of ons wil om my vrede te kry. Is ek reg? Okay. So watter emosies dink julle van die duiwel af? Ja? Vrees, aie, wat is die emosie van die duiwel af? Ja? Ja, bangheid, ja, wat nog? Ja? Skaamte, ja? Daai is een van die duiwel is 'n sneaky vang, né? Ja? Soos, as iemand een keer lelik is, dan wil jy gaan stil by hom. Ja, dan wil jy terugleer wat jy doen, ja? Kom van die duiwel af, ja, wat nog? Ja? En maar dis nie emosie nie, dit is wat jy doen. Ek wil net die emosie iets wat in jou hart voel. Hartseer, ja. Hy kan jy ons ook vertel. Hy sal ons in my kop kon sê. Siel wat so lelik met jou, ag jou hart is so seer. Dan sê ek net vir jou gesê, jou skoenveter is los. Maar as jy dan weer kom en sê, siel wat so lelik, hy pik heel tyd op jou, sê elke dag vir jou skoenveter is los, dan is dit eers los. En so gaan jy voor jy weet as jy diep hartseer oor daai skoenveter, wat eintlik soos belaglik was, né? Is ek reg? Okay. Alleen gevoel. Dat jy alleen voel en jy dink, ek het nie maatjies nie, niemand dat ek daar so gevoel. Ja? Okay. Skuldgevoel het Bella gesê. Hartseer, skaamte het jy gesê. Kwaad, ek gaan nie vergewe nie. Okay. Woede. Ja. Nie vergeet nie wat jy lelik aan jou maatjie gedoen het. Ja. Jaloesie. Wie van julle was al 'n bietjie jaloers op ander maatjies se mooi iets wat hy gekry het? Ja, sien nie kom die duiwel met daai ding ons doen, hè? Dis nie omdat sleg is nie, hoor. Dis die duiwel wat jou wil triek om te vat. Okay. So, onthou nou, ek gee my autoriteit, Jamie, luister gou. Ek gee my autoriteit oor vir die duiwel as ek die negatiewe emosies wat hy aan my voorhou, onthou hy kom net so skikkend na jou toe met daai negatiewe emosies, dan wil hy dit vat net soos wat Jesus die broodjie uitgehou het. En as jy hom vat, dan kom hy in jou in, dan is hy weer oop, dan is hy besig met jou, okay? So, ek gee my autoriteit oor vir die duiwel as ek negatiewe emosies wat hy aan my voorhou, vat. En die vraag is ons bewus daarvan? Ons is laas naweek op die plaas gewees, né? Sion en Lea is my eie kinders wat kan 'n voorbeelde gee, julle sal my julle eie voorbeelde kan gee. Lea moet deur 'n gronddag loop, sy kom af teen 'n wal, en sy is omtrent so ver as daai groen stoel van my af. Maar toe sy in die water intrap, die water is net so diep, maar dit geskraap met die skraper daar, so die grond is so sag. So as jy intrap, dan trap jy so diep in die modder in, maar die water is net so diep. En toe sy intrap, toe hoe voel jy? Het jy gevoel? Bang gevoel. Toe wil sy nie opkom nie. Haar ouma sê, loop om, ek sê, Quicksand. Sgaan nie ons autoriteit, quicksand, weet jy daar? Wat het die duiwel vir jou gesê? Quicksand. Iemand wat is al van quicksand gesien? Ek dink op Ice, nie Ice Age, wat is die storie van? Nee, maar wat sê, waar mense miskien nog mense The Croods, waar hulle so inslik in die teergoed, ne? Soos op my kinders nou die gesien met quicksand, die gaan al in en lyk of die oor al uitkom het, ne? Dis dat my ouma het amper vasgesit in 'n dam toe hy skool kon ry. Ja. Een van sy lammetjies van iets Wat toe Jesus om uitgehaal. Ja, sien? Okay, so Louis, kyk hoe kom die duiwel aan Lea toe. Daar voet so 'n stukkie insak, toe sê hy vir haar, quicksand, jy gaan nie uitkom nie. Is ek reg? Toe begin sy huil. En dan loop toe halfpad in die water in so diep. Ek sê, gee my jou hand. Ouma sê sy moet omloop. Ek sê, sy gaan nie omloop nie. Jy gaan hierdie duiwel se vrees uitgooi. Want as jy dit toelaat, as hy klim uit en sy loop om, wie gewen? Die duiwel. Ons het hom wys hierdie vrees, wat sê vers 10 moet onthou? Johannes 10 vers 10. Wat sê Johannes 10 vers 10? Die duiwel kon steel, slag en verwoes, ek het probeer 'n leeu oorgekom het. So sy het vir die bank sê, en jou fake quicksand wat jy met hom sit hierso, vat jou bank en gaan.
My deel is lewend oorvloed. Okay, so toe ek kan die halfpad geloop, maar halfpad beteken ek was net hier. So beteken jy moes van daar af inkom, as ek weet op my hand kom, jy loop tot nie by my. Né? Het jy dit reg gekry? Yes, so die duiwel sit nie afgekap nie, raak nie dan. Okay, so dit is 'n klein dingetjie wat ons gedoen het, maar elke keer wanneer jy bang wen, al is dit iets kleins dit, dan kom die duiwel aan om minder my toe, dan sien hy my, kry nie weer gevat nie. Onthou jy wat die eerste skrif gesê van Jakobus 4:7? Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. So elke keer as jy vir die duiwel sê, Johannes 10:10, vat jou bang en loop, my deur is lewend oorvloed, en jy gaan deur met daai ding wat jy moes doen, dan sien hy nee, hierdie girl val nie meer vir die trek nie. Dan gaan soek hy vir 'n ander maai toe om te maak. Besef julle dit? Ja? Wat sê jy maar almal doen dit? Sê nou almal doen wat? Dus almal sê, soos die duiwel kan nie meer vir soos je gaan nie want je gooi nie wil dit uit. Wat is almal dit almal die duiwel uitgooi in die hele? Die probleem is dat almal gaan dit nie doen nie. Want die hoeveelheid mense wat regtig saam met God loop is min en dit raak al minder die tyd waar ons is. Ons groepie wat saam met God loop raak al kleiner. Wat sal die Ek het gehoor dit raak meer. as hulle die hele tyd die duiwel uitgooi? Hy gaan 'n bietjie harder werk om hulle terug te kry. Onthou wat ek julle gesê het, as jy stout is, wil jy alleen stout wees. Nee, ja, jy wil alleen moeilikheid kom. Dink jy dat die hel is gemaak vir die mens? Nee. God het die hel gemaak vir die duiwel se engele. So dink jy die duiwel wil alleen was sit? Nee, hy is 'n chommy saam met hom. So die duiwel gaan dit harder werk om jou terug te kry daar. Maar ons wat regtig saam met God loop en hom regtig verstaan om hierdie negatiewe emosies te besef, hierdie kom nie van Jesus af nie. Onthou jy toe Jesus gebid het die aand voor hy gekruisig is in die tuin, die sweet in ons bloeddruppels van vrees. Waar het jy daar vrees van hom gekom? Die duiwel af. Tot Jesus het hy self te beleef want hy was 'n regte mens. Tot die duiwel het hom toe gekom en sê, "Boetie, weet jy wat vanmôre met jou gebeur?" En hy het weet wat gaan gebeur. So kan jy nou dink aan verskriklike vrees, maar wat het Jesus gedoen daar? Johannes 10:10. Hy sê, "Vat jou vrees en gaan. Ek gaan nie opstaan en gaan doen wat my pa gesê het. My deur is ons iets lewend oorvloed. Al moet ek deur hierdie ding gaan op my naam maak." So besef julle dat Jesus weet presies hoe jy voel wanneer die duiwel jou lewe kom vertel, want hy het dit self beleef. Yes. Okay? Jesus sê nie net vir jou gooi jou uit en hy kon dit nie doen nie. En jy dink, "O, hy was God, dit was hom maak dit nie." Dit was hy was so bang hy het bloed gesweet. Dis 'n diep bang daai. Ja? Hulle sê so. Ek dink dit was so groot soos bloeddruppels. Ek dink dis 'n mooi is dit eintlik wat daar staan. Ja? My boy het die vrees weggegooi van baie lieflos, maar ek kan van sy tyd op die kiele maak. Ja? Ja, dis straf. En die wat kom. Okay, so sê gou vir my as Leon nou hartseer is en sy het seer gekry en iemand het haar seer gemaak. En sy kom na my toe. Julle almal het 'n mamma en 'n pappa, né? En sy lê nou so, né? Sy kom sit hier op my skoot. Ek op. En ek troos haar en ek sê toe maar so kind, ons gaan daai kind uitsorg môre en dan voel sy beter, né? Okay? So net so moet julle besef dat julle op God se skoot kan gaan klim. Sê ons tot dit. Okay? Ek wil julle besef dat so kan ons op, as jy bang is of hartseer is of hierdie negatiewe emosie, die woede in jou het oor iemand wat iets aan jou gedoen het of sukkel om 'n maatjie te vergewe het, net soos dat jy op jou ma en pa se skoot gaan sit, kan jy op Jesus se skoot ook gaan klim. Weet julle dit? Kyk, gaan ons 'n bietjie oefen vanaand. Ja. Kyk. So ek wil hê, gaan lê gou. Ek wil hê julle moet almal op julle rug lê, met julle oë toe.